Dit is 'n lamp op my voetpad, nê. Wanneer ek sê vir die Here, Here, ek glo U het gesterf vir my. Wanneer ek dit bely met my mond, ek is 'n oorwinnaar. As ek dit bely met my mond, dat met my God spring ek oor 'n muur. As God vir my is, wie kan teen my wees? Dis die belydenis van ons lippe wat ons harte oorweeg. En dit bepaal die aksies en hoe ons optree in hierdie lewe. Dat wanneer die son kom, dan weet ek, hy gaan my nie skroei nie, want God se woord sê dit sal so wees. Ek sal nog steeds vrug dra, my blad sal nog steeds groen wees, ek sal nog steeds 'n boom wees, wat geplant is by waterstrome, al kom daar die son, en dit voel of ek geskroei word, dan sal ek nog steeds oorwin. Wanneer die vuur brand, sal dit my nie skroei nie, sê die woord van die Here. Al gaan ek deur diep waters, dan gaan hy my daar deurvat. En ek sal nie omkom daar binne nie. En dis die belydenis wat ons sing vanoggend. Ek wil vir julle sê, ons het eintlik God eer gegee om vir hom te demonstreer. Dit is, Here, die besluit van ons hart. Dis die besluit van ons hart. Dis die geloof waarin ek staan. Dit is hoe ons absolute oorgawe gee vir die Here. Dit is hoe ons ja gee vir die Here. Kom ons sê dit gou hardop. Lord, I give my yes to you. Dink gou mooi wat dit is wat jy sê. Dit sê, dit beteken so baie, dit kan so wyd wees, dit kan so omvangryk wees. Kom ons sê dit net geweer, Lord, I give you my yes. I give you my yes. Daar is 'n lied wat ons altyd gesing het, Today I choose. I give my yes to you. I give my yes to you. Ek wil so 'n bietjie met jou gesels uit 'n storie vandag wat eintlik vir die Jode soveel impak het. Dit gaan oor 'n persoon wat hulle soveel ongelooflike waardering voor het en wat die verhaal van hierdie persoon so 'n impak op hulle het dat hulle tot vandag toe nog jaarliks, wanneer hulle 'n spesifieke fees vier, aan hierdie persoon dink en hierdie verhaal van die persoon oorweeg. Daar is 'n spesifieke Joodse fees wat genoem word die Joodse fees Shavuot. Shavuot, dit word gewoonlik gevier 50 dae na Paasfees. Is in die tyd waarin ons nou in beweeg, omtrent so oor 'n week van nou af is dit 50 dae na Paasfees en dan gaan die Jode die fees Shavuot vier. Nou ek deel dit nie met julle omdat ek wil hê julle moet hierdie fees vier nie. Ek vertel vir julle 'n verhaal wat tydens hierdie feesviering van Shavuot gebeur. Vir die Jode onthou hulle hierdie verskriklike belangrike gebeurtenis waardeur op die berg Sinaï vir hulle hierdie Torah gegee, die eerste 5 boeke van die Bybel, nê? En hulle oorweeg dit en hulle waardeer dit en dit is iets wat hulle vier tydens hierdie fees om te onthou en te sê, Here, ons erken, dit is U wat hierdie riglyne vir ons gegee het. Dis U wat hierdie waarheid aan ons oorhandig het, nê? En ons gaan ons lewens daarvolgens en rondom dit organiseer. Ons hele lewe, dis die besluit wat ons neem. Dit is vir ons nageslag, ons kinders wat onder ons groot word. Is dit so belangrik dat hulle weet, dis ons oorgawe. Dis die ja wat ons gee. I give you a yes for the Torah. Dis wat die Jode sê. Die tweede ding wat hulle doen is hulle lees ook voor uit die boek van Rut. Interessant, hoe belangrike impak, hoe betekenisvol die impak van wat Rut gedemonstreer het vir hierdie Jode is dat hulle elke jaar uit die boek van Rut voorlees en rondom dit fees vier. Nou ons gaan vanoggend net vinnige blik hê om te kyk, wat is dit presies wat Rut dan nou eintlik gedoen het, wat vir hulle so belangrik is, dat hulle nog elke jaar, tot vandag toe, na duisende jare, hierdie voorlees, en vir hulle kinders voorhou, en daaroor praat, en met God daaroor gesels. Die verhaal van Rut het te doen met Elimelech en Naomi, wat in Juda gewoon het, en toe daar hongersnood kom, het hulle weggetrek, hulle het geëmigreer na Moab toe. En hulle kinders was saam met hulle, en hulle 2 seuns het getrou met 2 Moabitiese vrouens, Rut
en Orpa word die skoondogters van Naomi en Elimelech. Maar soos wat dit ook al was, sterf Elimelech en ook al twee sy seuns. En al wie oorbly is Naomi en haar twee skoondogters Rut en Orpa. En Naomi sê vir haar dogters, dit is net reg dat julle moet teruggaan na julle eie families toe. Sal julle verstaan dat ek ook na my eie geboorteland toe wil terugkeer? Ek moet terugkeer na my eie familie toe. En Orpa sê, dis reg, ek gaan terug na my familie toe. Maar Rut het geweier. Sy het gesê, toe ek met my man getrou het, het ek 'n nuwe familie gekry. En ek het ook vir jou, moeder, ja gesê. Rut sê hierdie woorde, en julle kan sien toe blaai, Rut 1 vers 16 tot 17. Where you go, I will go. Where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people. Your God, my God. Where you die, I will die. And there will I be buried. Treffende woorde. Hierdie boodskap is 'n boodskap wat die Jode in hulle fees vier en wat hulle ag as 'n boodskap van lojaliteit, 'n boodskap van toewyding, 'n boodskap van, in wat hulle in Hebreëus sê, gesed, die boodskap van die goedertierenheid van God. Dit is liefde, dit is toewyding, dit is devotion, dit is daardie sagte band wat bou in verhouding, wat hulle eer, en dan ook die boodskap wat Rut aangeneem het, hierdie God wat verlos, hierdie enigste God wat lewe, hierdie God wat ek aanvaar het, wat my hele lewe verander het, en dis wat Rut sê, ek sal nie sonder hierdie God kan gaan nie, die God word my God. En dit is die boodskap wat hulle dan ook vat, en sê, soos wat God hierdie Torah aan hulle oorhandig het op die berg van Sinaï, so aanvaar hulle, net soos wat Rut hierdie God aanvaar het, en haar skoonmoeder aanvaar het, en haar hele lewe verander het, en bereid was om van haar eie geboorteland af weg te trek, en 'n nuwe familie aan te neem. So ontvang hulle ook die Torah in hulle eie harte. En met daardie tipe toewyding, sal hulle dit leef, totdat hulle sterf. En hulle sal as 'n Joodse nageslag voorsien dat hulle kinders dit in stand gaan hou, en dat dit nie sal uitsterf uit hulle godsdiens uit nie. En dit is die fees wat hulle vier. Maar vir my en jou vandag, is daar 'n boodskap in dit wat Rut ook uitstraal. En vir my is dit 'n baie betekenisvolle ding, sommer net in my en jou wandel vir die Here, sodat ons ja vir Jesus gee. Jy weet, dit gaan oor 'n besluit. 'n Besluit wat Rut neem en sê, ek gaan saam met jou, Naomi. Orpa het 'n besluit geneem en gesê, dis reg, gaan julle maar weg, ek gaan hier agter bly, ek gaan na my familie toe. Maar Rut neem 'n besluit, en sy staan op uit haar eie huis, uit haar eie land, uit alles wat sy ken, uit haar eie kultuur, en sy beweeg saam met hierdie geloof in die almagtige God, en ook daardie volk wat spesifieke tradisies en routines en spesifieke feeste het en spesifieke geloof het, en sy is bereid om saam met hulle te gaan. Ek en jy het 'n besluit geneem toe ons Jesus aanvaar. Toe ons 'n besluit neem om ons lewe vir hom te gee, het ons gesê, Here, ek kan nie sonder U leef nie. Here, ek kan nie myself red nie. Ek kan nie myself help nie. Ek het U krag, U almag in my lewe nodig.
ek gee myself oor aan U. Ek is bereid om in myself te sterf. Ek is bereid om alles prys te gee wat ek belangrik geag het. Ek is bereid om te sê, U word nou my verlosser. U word nou my redder en my Heer. Ek aanvaar U autoriteit in my lewe. U het nou heerskappy oor my lewe. U woord, U riglyne, U denkpatrone, dis waaraan ek myself nou gaan toewy. Dis waarvoor ek ja sê. Nie meer my manier nie meer my wil nie, maar laat U wil geskied in my lewe. Dis waarvoor ek ja gesê het. Dis 'n besluit wat ons geneem het. Nou ek wil dit graag vanoggend demonstreer. Maar kan ek jou vra om hier na vorentoe te kom? Ja, geef vir hierdie mooi vrou het dit 'n lekker hande klap. Kyk, so. Hier was nou eers ons verloofringetjie, kom ons sit hom eers aan. En hierdie is nou die trouring. En ons doen dit wanneer ons voor mekaar staan en 'n huweliksbelofte aflê. En ek sê gewoonlik vir die mense wat ek in die huwelik verbind, kyk mekaar in die oë, terwyl jy hierdie belofte aflê. Moenie dit vir my sê nie, moet dit nie vir die mense in die gehoor sê nie, kyk mekaar in die oë, want julle gee belofte vir mekaar. En dan wanneer ek daai ring aan haar vinger steek, dan sê ek vir haar, met hierdie ring beloof ek om jou lief te hê, om getrou te bly aan jou, om jou te respekteer, in armoede of in rykdom, in goeie en in slegte tye, totdat die dood ons skei. En wat volg dan? You may kiss the bride. Dankie, jy kan gaan. Vir my om so belofte te maak, vir my om hierdie woorde te sê, moes ek 'n besluit geneem het. Weet julle waar het my besluit gebeur? Ek was 'n jong man. En ek het altyd hierdie vooropgestelde idees gehad van so gaan my lewe uitwerk. En ek gaan eers dit en daai en dit en alles doen en dan gaan ek so maak en dan gaan ek so maak. En ek het vir my ouers het gesê en ek het so groot geword en ek gesê ek gaan eers klaar studeer en ek gaan 'n huis koop en ek gaan genoeg stabiliteit bewerkstellig sodat ek op daai punt kan kom waar ek eendag met my vrou kan trou en sê, ek sal vir jou sorg. Nee? Dit was net my besluit gewees. Ek het net gedink, dis hoe dit gaan wees. En toe, ontmoet ek vir Marie. Vir die wat dit nie weet julle sal dit nooit glo in julle lewe nie. Sy is 2 jaar ouer as ek. Sy was al gereed, klaar gestudeer, reg vir die volgende mylpaal in haar lewe. Sy wil in die huwelik tree, sy het die liefde van haar lewe ontmoet. En hoewel ek ook die liefde van my lewe ontmoet het, het ek nou nog nie die prentjie wat ek in my kop gehad het, gereed nie. Want ek is nog besig met my graad. Ek het nog by verre nie bereik wat ek moes bereik het, voordat ek haar kan vra om te trou nie. Maar sy sit al soos 'n kat op 'n warm plaat. Kom aan, wanneer vra jy my nou? En ek is nog nie gereed nie, want ek moet nog hierdie besluite wat ek geneem het deurvoer, voordat ek myself mag toelaat, om by daai mylpaal te kom. En ons verhouding kom op so 'n dooie punt, waar ek begin besef, as ek haar nie gaan vra met my te trou nie, gaan ek haar verloor. Sy het al reeds 'n koffiedייט met 'n ander ou gehad. En ek worstel met hierdie ding. En ek kan onthou dat ek lê op my bed. Natuurlik praat ons met die Here, ons is mos kinders van die Here. En in 'n oomblik, 10:00 op 'n woensdag aand, sy het so 1,5 kilometer van my huis af weggebly, in 'n woonstel. En ek staan op uit my bed uit, en ek stap na haar toe.
En op daardie somersaand, terwyl die maan en die sterre so in my hart begin helderheid bewerkstellig, pluk ek 'n takkie, terwyl ek na haar toe loop, en ek begin dit so draai en vou en weef, in 'n ronde sirkeltjie, en ek klop aan haar deur, en ek sê vir haar, sal jy met my trou? Voor ek jou verloor, sê net ja vir my. Sy was skoon verbaas, sy het nie geweet of ek nou ernstig nie. Ek het nou op 'n latere stadium dit beter gedoen, 'n ringetjie gaan koop en al baie mooi gevra. Maar ek moes op daardie punt en tyd my besluit vasmaak. I took a decision. Ek het nie die besluit geneem toe ek die huweliksbeloftes voor haar af lê nie. Ek het voor dit alreeds 'n besluit geneem, maar ek het my besluit vasgemaak met 'n belofte. Ek wil jy moet gou hierdie woord vir my sê, vooraf besluitneming. Jy weet dan, wanneer ek hierdie belofte gee, waar ek sê, ek sal getrou bly aan jou, ek sal jou respekteer, ek sal jou lief hê, in goeie of in tye, slegte tye, dan is dit 'n besluit wat ek lank voor die tyd neem, dat wanneer daardie scenario uiteindelik realiseer, het ek klaar die besluit geneem, hoe ek dit gaan hanteer. Dis nie wanneer die scenario opkom, dat ek nou besluit, wat gaan ek doen nie? Ek het vooraf, lank gelede, in die jaar 2000, het ek 'n besluit geneem, die 16de Desember. Al gaan daar goeie tye kom, al gaan daar slegte tye kom, al gaan ons deur moeilike tye gaan, ek sal jou lief hê, ek sal jou respekteer, ek sal by jou staan, ek gaan lojaal wees aan jou, ek gaan jou man wees. Ek het daai besluit lank al geneem, ek het dit vooraf besluit. Vir my en jou as kinders van God, is daar 'n kragtige waarheid in dit, dat toe jy jou lewe vir Jesus gegee het jy 'n besluit geneem vooraf, dat jy jou hele lewe aan hom gaan toewy. 4 jaar later, kom daar 'n versoeking. Jy het lankal reeds, vooraf, die besluit geneem, hoe jy dit gaan hanteer. Jy gaan nee sê. Want is die besluit wat jy lankal teruggeneem het, jy dit vooraf besluit, ek gaan nee sê, vir daardie versoeking. Is nie dan wanneer jy die besluit hoef te neem nie. Jy klaar jou identiteit uitgeklaar met God. Jesus, u regeer oor my lewe. God, u autoriteit is wat ek voor ja gesê het in my lewe. Vooraf besluitneming lei tot aksies in jou lewe wat jou beskerm, wat God verheerlik, wat ander mense bevoordeel. Die krag van besluitneming kan ook negatiewe nagevolge hê. Besluite kan families raak, kan gemeenskappe aanraak, dit kan skade doen aan jouself, dit kan skade doen aan organisasies, aan reputasies, van ons verkeerde besluite neem. Table Talk magazine said decisions are crucial because they drive action, they shape outcomes and impact individuals, families and organizations. Making informed and effective choices leads to progress, success and personal growth, while poor decisions can result in setbacks and negative consequences. Dis net die bloot logiese wat ons vir mekaar sê ten opsigte van die belangrikheid van besluite. Hulle gaan verder, hulle sê, God will always accomplish His supreme purpose in every decision we make. Though decisions made after we have sought Him biblically through the word and prayer, and made with the right motives, a desire to do what is good and right for His glory, will generally make things easier for us in the here and the now. Kom ek som dit gou op. Maak nie saak watter besluit ek en jy neem nie, dit sal nooit God se bonatuurlike, sy supreme vermoë om te doen wat hy wil, van hom af wegneem nie. God se soewereine wil sal geskied ongeag wat se besluit ek en jy ook al kan neem, reg of verkeerd. Maar wanneer ek en jy God soek,
ons bid, wanneer ons lees, wanneer ons sy waarheid soek, wanneer ons hom betrek in ons lewe, kan dit ons lewens makliker maak wanneer ons besluite neem. Wat kies jy? Wil jy ook 'n pad op aarde hê wat makliker is? Betrek God. Daar is soveel verse en ek gaan sommer net 1 of 2 aanhaal in Spreuke hoofstuk 3 vers 5 tot 6 sê dit: Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your path straight. James 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, let him ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. As jy wysheid kort kom, vra dit van die Here. Hy gee dit vir jou. Psalm 25 vers 4 sê, hoe Dawid se hart en gesindheid teenoor God is, show me your ways, Lord. Teach me your paths. Dit moet ons gesindheid wees vir hierdie lewe. Wat is u wil, Here? Wat is dit wat die Hemelse Vader ons leer deur die woorde van Jesus? Hy sê, laat u wil geskied. In die hemel net so op die aarde. Dit is ons gebed elke dag. Let your will be done in my life. Die krag van vooraf besluitneming om God te betrek, gaan maak dat jy nie net impulsiewe besluite neem en later terugkyk nie. Voordat jy van werk verander, bid daaroor. Kry bevestiging dat die Here se guns op daai besluit is. Voordat jy vir iemand 'n takkie vou in die vorm van 'n ring en gaan vra, sal jy met my trou? Bid daaroor. Want 'n huweliksmaat gaan vir die res van jou lewe met jou saamgaan. En wanneer jy daai vrede kry, hoef jy nooit weer te wonder, het ek met die regte vrou getrou nie. Want ek het klaar vir God gevra. En hy het my klaar vrede gegee. En hy het my klaar die go-ahead gegee. So ek gaan nooit weer op daai terrein as ek met die regte vrou getroud nie, want ek weet. En dit is baie keer wat ek vir my vrou sou sê. God het ons saamgevoeg. Sy sê, maar dis nie, ek wil hoor jy het my lief. Moenie vir my sê God het ons saamgevoeg nie. Ja, ek het jou lief. Maar hier is vir my 'n onveranderlike, onbeweeglike fondasie waarop ek my lewe bou. God het ons saamgevoeg. Ek weet dit met my hele hart. Daarom gaan ek nie op die terrein waar wanneer ons met mekaar beklei, en dit gebeur ook in 'n pastoor se huis, is die woord egskeiding gebruik nie. Ek maak nie daai deur oop vir die duiwel nie, want ek het vooraf besluit tot die dood ons skei. Hierdie gaan na baie dieper vlak toe in jou wandel met die Here. Het jy besluit dat ek God vertrou? Dat hy goed is? I serve a good father. Is dit jou besluit? Of moet jy nog dit besluit? Gaan jy nog toets? Is daar geld in my bankrekening hierdie maand? Nee, nou wonder ek of God 'n goeie God is. Volgende maand, wow, ek het 'n bonus gekry. Ja, ek dink dalk God is goed. Of miskien is dit my baas wat goed is. Nee, ek het besluit, van die woord van God sê, dis wie hy is. God is my voorsiener, nie my baas nie. Het jy dit besluit, dat God jou voorsiener is? Is dit die besluit van jou hart? Of is jy afhanklik van jou werk? Dis nie jou werk wat vir jou betaal nie, dis God wat vir jou voorsien. Hy wil hê dat jou hart dit moet glo. You are Jehovah Jireh. You are my provider. Hy sê vervloek is hy wat op mense vertrou. Maar geseënd sal jy wees as jy op die Here vertrou. Dis die besluit, dis die vooraf besluit wat ons in ons lewens neem, wanneer ons Jesus innooi in ons lewe het. En dan wanneer ons gekonfronteer word met versoeking, of met uitdaging, of met swaar tye, verander dit nie hoe ons voel oor God nie. Ons weet wie hy is. Maar wat dit wel doen, is dit bepaal die aksies, hoe ons gaan leef. Hoe ons op ons knieë sal gaan. Ek was die keer deel van 'n organisasie gewees, en die persoon wat die organisasie lei,
bel my en sê, daar's groot moeilikheid, ek moet asseblief al die personeel binne in ons boardroom in mekaar kry, want hier's 'n deal wat ons maatskappy se deure kan toemaak, of wat dit kan laat oophou. Ons moet nou saam bid en die Here vra, dat hy ons sal seën. En ek vat hierdie taak ernstig op, want ek is 'n bemoediger, en ek is 'n aanmoediger, en ek glo dat wanneer ons God betrek by 'n saak, dan gaan hy vir ons help. Maar terwyl ek voorberei, en ek vra die Here, praat met my, wat sê ek vir hierdie personeel wat in hierdie kamer versamel is? Sê die Here vir my, luid en duidelik, hierdie deur moet ten volle toegemaak word. En dit voel soos, dit kan nie wees nie. God kan dit mos nie doen nie. Dit kan mos nie wees dat dit is, ons is dan hier, ons bid saam, ons vertrou dan die Here, ons vra hom, dan ons betrek hom by die saak. Hy kan mos hierdie deal vir ons laat realiseer. Hy sê vir my duidelik, hierdie deur moet ten volle toegemaak word. En ek weet in my hart, dis die einde van die bestaan van hierdie organisasie waarvan ek deel is. Maar die Here het my nie release nie. Die 60 mense wat daar gewerk het, ek was nog een van die laaste 4, om al die prosesse deur te sien. Om toe te sien dat al daardie mense geretrench word. Om die laaste meubels met my eie hande op bakkies te laai en weg te ry. Totdat die laaste stuiptrekkings van die organisasie jare later eers tot stilstand gekom het. So wanneer die Here in ons harte werk, dan is ons gedrag nie afhanklik van wat gebeur nie. Ek kon spring, ek kon van hierdie bewegende trein afspring en sê, nou gaan ek net gou aan 'n werk soek, want dit gaan oor my. Maar dis nie wat die Here gewerk het in my hart nie. Hy het vir ons voorsien, al het ons deur daardie moeilike tyd gegaan. En hy leer my en jou, al gaan jy deur 'n dal van doodskaduwee, jy sal geen onheil vrees nie, want hy is met jou. Ons vertroue is nie in mense nie, ons vertroue is in God. Ek gaan afsluit vandag, maar dit gaan so rukkie vat, met iets wat die Here in my hart gewerk het, en wat ek nou begin doen het, in my eie lewe. Vooraf besluitneming. Jolien het vanoggend gesê, wat is die gedagte waarmee jy opstaan? Ek wil vir jou sê, Jolien, dit het baie te doen met wat die gedagte is, wat jy dink voor jy gaan slaap. So as een besluit wat ek geneem het, en dit is 'n stelling, wat ek teenoor die Here maak. I am ready. En ek gaan slaap met daai gedagte, wanneer ek my wekker stel, van môreoggend om op te staan. I am ready to seek you. I am ready for what you want to do in my life. I am ready. I am in that position for action. I am prepared. Jacques, wees gereed. Wees gereed. Okay. Hierdie ding het my gekap. Ek sou wou gehad dat hy moet opstaan. Ek sou wou gehad dat hy moet sy hande wys, sodat ek 'n target het waarvoor ek gooi, né? Daai is 'n kliksbrilletjie, hy kos R200. Dankie. So kom staan gou weer hierso, Jacques. Net hierso. Wees gereed. Dis hy. Nou is dit soveel makliker. Dankie. Dankie, kom ons gee vir Jacques 'n hande klap. To be in ready position, sê jy is positioned for action. As ek vir 'n persoon wat cricket speel, sê ek gaan nou bal, dan gaan hy met sy rug na my toe staan nie. Hy gaan daai bat oplig.
Sy oë gaan gefokus wees op sy gewig gaan op sy voorvoet beweeg. En hy gaan gereed wees of hy bal links of regs van hom afkom en of hy boor sy kop gaan bounce, hoe om op te tree. So een van die eerste dinge wat ek en jy vir mekaar kan sê, nadat ons Jesus aangeneem het, en aanvaar het, en ons besluit geneem het, is om 'n gereedheidsposisie te hê. Die woord sê ek en jy moet gereed wees vir die koms van Jesus. I am ready for your return, Lord. I'm no longer a slave to sin and a slave to fear. I'm a child of God. Ek het die helm van verlossing op. Ek bedink my verlossing. Ek is met die gees van God vervul. Hy het dit vir my gedoen. Ek aanvaar sy genade. I am ready for his return. Ek is nie gereed omdat ek vandag kerk toe gekom het nie. Ek is nie gereed omdat ek gister vir iemand R10 gegee het nie. Ek is nie gereed dat Jesus kom omdat ek vanoggend 2 verse in die Bybel gelees het. Dis nie hoekom ek gereed is nie. 1 Johannes 4 sê, perfect love drives out fear. En ek lees dit in hierdie week. Iemand sê, it's not about how we perfectly love God, but it's how we perfectly believe that he perfectly loves us. Met hoeveel geloof staan jy teenoor die werking van Jesus aan die kruis en aan sy opstanding? En daarom kan jy met oorgawe sê, jy is gereed vir sy koms. I am ready. As ek môreoggend opstaan en my wekker gaan af, dan is dit die gedagte waarmee ek wakker word. I am ready. Ek voel nie so nie. Ek sê nou vir my vroukie, dis die tyd wat ek op my lekkerste slaap. Ag, deur die nag man, ek rol om en ek gaan toilet toe, dis nie so erg nie, maar wanneer daai wekker afgaan, dan slaap ek op my lekkerste, maar dan kom daai gedagte. I am ready. En weet jy wat doen ek dan? Dan staan ek op. Vat my 'n rukkie om die ketel aan te sit, en as ek erg genoeg moeg is, dan maak ek die deur op en ek stap buite toe, is lekker koud. Dit maak jou wakker. Maar wanneer ek dan in my binnekamer ingaan, dan soek ek 'n worship song, een wat ek ervaar die Here in my hart werk, want ek vra hom, gee my die song wat ek vandag vir u wil gee. En deurdat ek daar die woorde wat iemand anders neergepen het op 'n poëtiese manier, wat ek dit vir die Here gee, wat ek het luister, wat my hart ja sê vir hom, dan kom sy teenwoordigheid. En dan kan baie gebeur, dan kan die Here deur sy woord met my praat, of ek kan my hart voor die Here uitstort, but I'm ready. I'm ready for the day. I have prepared. I'm in action for whatever may come, because when I'm early in the presence of God, I am prepared, wat hy sal my waarsku wat gaan kom vandag. Of hy sal in my hart voorberei wat ek moet doen vandag, waarop ek moet let vandag. Soms is dit 'n teksvers, soms is dit 'n quote for the day, maar ek gaan herbesoek dit weer deur die dag, en ek proklameer dit weer deur die dag. En my gedagtes is met dit besig deur die dag, en dan sal ek altyd sê, Here, U is getrou. Dis wat U gedoen het, because I'm ready. I'm in ready position. Sê dit gou saam met my, I'm ready. Die volgende ding wat uit dit uitvloei is, I'm consistent. Vir jou om dit gereeld te doen, 'n lewenstyl te maak. Ek kan nie vir my vrou sê, ek sal jou lief hê en respekteer tot die dood ons skei, maar ek doen dit so eenmal 'n jaar nie. Dit gaan 'n daaglikse oorgawe van my moet wees, om terug te kom na 'n plek toe, en as ek agterkom in haar oë lyk dit of ek haar nie respekteer nie, dan moet ek die een wees wat jammer sê. Dan moet ek die een wees wat neerbuig na haar. Dan moet ek die een wees wat vra, hoe kan ek jou meer respekteer? Hoe kan ek my gedrag verander sodat jy voel ek het jou lief? Dis deel van die lewenspad wat ek doen. En dan gaan ek weg vir 'n naweek en ek gaan speel golf saam met my vriende, en ek weet sy voel dalk nou nie ek het haar baie lief nie. Maar dan bel ek haar,
Ek sê vir hom, moenie vergeet nie, ek het jou lief. Moenie dink ek dink nie nou aan jou nie, ek dink aan jou. Sy sê altyd ek sal beter golf speel as ek haar lief het. Jy sien, dit is 'n lewenstyl, dit is 'n oorgawe wat ek my hele lewe lank maak. Maar dan kom maar 'n dag wat my kinders by die huis is, en wat ons almal op vakansie is, en dan stel ek nie my wekker om môreoggend vroeg op te staan nie. Want ek gaan saam met hulle laat slaap. Want ek mag. Want my verhouding met God is solied, dit is stabiel, dit is intiem, dit is 'n realiteit, dit is my lewe, ek gaan weer môreoggend opstaan. Because I'm ready, and I'm consistent. Kom ek lees gou net vir julle 'n versie oor consistency in 2 Korintiërs hoofstuk 10, vers 3, dit is net eintlik so mooi, dis die manier hoe ons dink. Wie weet dat die manier hoe ons dink is een van die belangrikste dinge wat ons kan doen, om te bestuur. 2 Korintiërs 10 vers 3 sê, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Kom ek lees dit gou in Afrikaans. Dit sê, hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Ons het nie 'n vleeslike resep nie. Ons doen dit nie uit ons eie krag uit nie. Die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Dis die consistent behavior of the spirit-filled child of God. We say no to the devil. Ons jag hom weg en hy sal vlug, want hy sê, ek en jy moet hom weerstaan en hy sal van ons af wegvlug. Ek en jy sal ons gedagtes oriënteer en terugbuig na die woord van God toe, en as daar enige ander gedagte is wat nie strook met hierdie woord nie, dan sal dit buig voor die autoriteit van God wat ek voor ja gesê het in my lewe. En ek sal my gedagtes belyn met sy woord en ek sal myself gehoorsaam maak aan sy woord. Dis die oorgawe. Dis die consistency. Dis die lewe waarvoor ek ja gesê het. Moenie jouself condemn as jou wekker môreoggend afgaan en jy sukkel om op te staan en jy kry dit nie reg nie. Want dit is nie wat jou die ewige lewe gee nie. Vleeslike resepte en wat ons in die vlees produseer is nie wat God behaag nie. Dis wat in ons hart gebeur. Maar ek en jy moet met God saamwerk. Dis hoekom to be in ready position and to be consistent is wat ek vir God gee vir die res van my lewe. Dis 'n besluit wat ek geneem het. En ek en jy word vandag ook uitgedaag om besluite te neem vir ons lewens. Die derde een is 'n besluit, vooraf besluit. To be devoted and to be faithful. Dieselfde wat Rut gesê het. Waar u gaan, sal ek gaan. U God is my God. U mense is my mense. U land is my land. Daar sal ek opeindig. Daar sal ek ook sterf. Ek en jy gaan sê, dit is die pad en die keuse saam met hom. Aan u gaan ek my lewe toewy. Aan u gaan ek lojaal wees. Vir u gaan ek my liefde gee. Vir u gaan ek leef en nie vir myself nie, en nie vir mense nie, en nie vir reputasie nie, en nie vir wat ek uit dit kan kry nie. But it's for you, God. I'm devoted to you. I'm loyal to you. Dis wat ek affirm elke dag, en ek skryf dit in my joernaal elke dag. I am ready. I am consistent. I am devoted. I am faithful. En dan is al volgende wat ek besluit het, wat ek glo kom uit die karakter van die Here uit. I am generous. Weet wat, die Bybel sê, aan sy genade is daar nie einde nie.
Al verdien ek dit nie, kry ek dit by hom. Sy goedheid het geen einde nie. Sy goedendierendheid strek tot in ewigheid. Wat is dit wat ek ontvang wanneer ek sy gees ontvang? Ek ontvang sy vermoë om soos hy te wees. En jy kan dit maar gaan meet. Wat sê die woord in Galasiërs 5 vers 22? Wat gebeur wanneer die gees van God in jou is? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, and I'll be generous in giving these things. Wat beteken hierdie woord generous? Showing a readiness to give more of something. A readiness to give more of something. Especially money that is strictly necessary or expected, but to give more of love, to give more of joy, to give more of peace, to give more of the fruit of the Spirit. Laat ek net bereid sal wees om te gee meer as wat van my gevra word. To be generous. Dis 'n besluit wat ek neem. I want to be like that. Dit is meer as net 'n intensie, dis 'n besluit. Here, dit is wat gebeur wanneer u gees in my is. Verhoudings lyk anders omdat die gees van God in jou is. Die uitkomste van verhoudings is anders omdat die gees van God in jou is. Sy vermoë is in jou. Soos wat hy is, so sal ek en jy wees. Gaan toets dit aan die Bybel. Sê ek wat dit sê nie, die woord van God sê so. Jesus het self gesê, dit wat ek doen, nog groter dinge as dit gaan julle doen. Dis wat Jesus gesê het. Hoekom? Want sy gees is in ons almal. Hy was die eerste een wat dit kon demonstreer het. Maar nou vul sy gees en sy heerlikheid hier die kerk. En ek en jy kan uitgaan en ons kan so baie gaan doen in sy naam. Ek sluit af met die karakter van God wat aansluit by dit wie hy is. Hy is die Alpha en die Omega. I am a finisher. So is hy, wat 'n goeie werk in my en jou begin. Dit ook voltooi. Gaan lees dit in Filippense 1 vers 6. I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Hy het 'n goeie werk in jou begin en hy sal dit voltooi. Verder as dit, omdat hy Alpha en Omega as begin en einde is, neem ek hy karakter aan. As ek iets begin het, maak het ek het klaar. As ek ja gesê het vir die huwelik, gaan ek dit voltooi. Het gaan nie in die halfpad opeindig nie. Hierdie huwelik sal ek deursien totdat die dood ons skei. Ja gesê het vir Jesus en hom Heer gemaak het van my lewe en ja gesê het vir sy autoriteit oor my lewe, sal dit so wees. Sy autoriteit sal vir altyd oor my lewe regeer. Daar gaan nie tye wees waar ek weer my besluite neem en my autoriteit probeer laat geld en maak wat ek wil maak nie. My lewe is ingerig volgens sy wil, volgens sy woord. Dis waarvoor ek ja gesê het. And I will finish this race. Ek sal hierdie wedloop hardloop tot die einde toe. So, regarding pre-decision, vir my en jou wat vooraf besluite neem, I'm ready, I'm consistent, I'm devoted, I'm faithful, I'm generous, and I'm a finisher. Kan jy ja sê vir daardie waardesysteem? Hier is my woorde wat ek gekry het. Craig Groeschel is 'n ongelooflike spreker en hy het my lewe so beïnvloed. Miskien is hierdie woorde iets wat jou lewe beïnvloed vandag. Wat besluit jy? Wat gaan jy opteken oor jou eie waardesysteem? Wie's jy? Wat se vooraf besluite neem jy? Wat gaan bepaal dat jy op sekere maniere optree, sou wat ook al kom in jou lewe. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons in die naam van Jesus u woord kan oopmaak en riglyne kry. Soos wat ons gesê het, u woord is 'n lamp vir ons voetpad. 'n Lig op ons pad. Kan ons sê, Here, u woord is ook vandag sterk om ons te motiveer tot aksie. Om ons lewens toe te wy aan u. Om u te soek, om u te behaag, om gereed te wees vir hierdie lewe. Because he lives, I can face tomorrow. Here, dankie dat u elke persoon wat hier by mekaar gekom het, net seën met hierdie woord.
Dat U dit vasmaak in ons harte. Dis nie ons wat trots is op ons aksies nie. Dis ons wat oorgee tot U en U verheerlik oor wat U doen in ons lewens. Wat U reg kry met ons. Somtyds voel ons, hoe is dit moontlik dat die Here ag kon slaan op my? Maar U het. U sien my, U hoor my, U ken my en U gee om vir my. En so vir elke liewe persoon in hierdie plek. Net daar waar jy sit, wil jy nie nou herbesoek daai plek waar jy jou lewe vir Jesus gegee het nie. Sê Here, ek het U nodig. Ek kan nie sonder U nie. Ek wil nie sonder U nie. Ek sê ja vir U autoriteit in my lewe. I have given my yes to You. And I give it again. My yes to You. En dit beteken dat ek bereid is om enige iets prys te gee. Want ek soek U. En as jy hierdie besluit weer neem, laat die Heilige Gees toe om jou te wys hoe jy hom in oorgawe kan dien. Miskien weer op 'n plek van gereedheid kom. Nie meer sug nie. Maar aan daardie asem wat jy uitblaas sal sê, yes for You, Lord. Yes for You. Yes, Jesus. Let Your will be done. Yes, Lord. Whatever You want for me. Yes, Lord. Open the door. Yes, Lord. Gee my daai grondgebied. Yes, Lord. Vul my met U Gees en met confidence dat ek kan getuig. Yes, Lord. Stuur my waar U wil. Gebruik my. Ek is met Jou, sê die Here. En maak dit vas. En gaan leef dit consistently. Wy jouself toe aan Hom en aan Sy woord en aan Sy koninkryk. En nie meer aan jou eie doelwitte nie. Sy doelwitte. Devoted to Him. His people. His kingdom. Be generous. Moenie meer vashou nie. Moenie meer beheer nie. Moenie meer so strategies wees dat alles wat jy wil hê moet gebeur nie. Gee oor aan Hom. Laat Sy Gees jou lei vir wat Hy wil hê. En moenie ophou nie. Voltooi jou wedloop. Dis besluite wat goeie rigting gee. Aan U die eer.